Ons lees die oordenking vir 6 Februarie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Marie. Die opskrif by vandag se gedeelte is die erns van vriendskap. Ons teksvers uit 1 Samuel 18 vers 3 sê, Jonathan en Dawid het 'n verbond gesluit, omdat Jonathan hom lief gekry het, net soos homself. In die Nuwe Lewende Vertaling staan daar was dadelik 'n band tussen hulle, sodat hulle boesemvriende geword het. Jonathan en Dawid het toe 'n plegtige ooreenkoms aangegaan. Ons het almal die behoefte aan 'n ware vriend by wie ons veilig kan voel. Selfs klein kinders wil 'n beste maatjie hê. Tussen my kinders se laerskoolbriefies kry ek 'n nota. Sal jy my spesiale maatjie wees? Ek weet jy sal nie my geheime oorvertel nie. Ten diepste is dit ons elkeen se versigtiging. Ons wil 'n vriend of vriendin hê by wie ons absoluut veilig voel. Ons wil ons diepste gevoelens met daardie persoon deel sonder vrees dat dit oorvertel sal word. En ons wil op ons beurt daardie persoon koester en ervarings deel. Ware vriende verryk mekaar se lewens. Hulle inspireer mekaar. Hulle bring die beste in mekaar na vore. Woorde is nie altyd nodig tussen ware vriende nie. Hulle vang mekaar se hartklop op. Hulle siele resoneer. Dawid en Jonathan was geesgenote. Hulle het onmiddellik tot mekaar aangetrokke gevoel. Met hulle vriendskapsverbond beloof hulle lojaliteit aan mekaar. Dit het die erns waarmee hulle hul vriendskap beheer bevestig en hulle as ware aan mekaar vasgebind. In die Ou Testament is 'n verbond nooit ligtelik opgeneem nie. Dit was 'n belofte om aan mekaar getrou te bly. Dit was 'n gedeelde verantwoordelikheid. Vriendskap is kosbaar en broos. Dit moet soos 'n kleinoot opgepas word. Here, ek wil my vriendskappe oppas en koester. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.